Goeiedag. Geloof besef, daar is 'n regte tyd. Daar is 'n regte tyd. Dink mooi daaraan. Daar is 'n regte tyd vir baie sake in die lewe. Daar is 'n regte tyd vir 'n vrou om geboorte te skenk. Daar is 'n regte tyd om met vakansie te gaan. Daar is 'n regte tyd, vir die meeste sake is daar 'n regte tyd. Wanneer ons bid met geloof, moet ons besef ook daar is 'n regte tyd, wanneer die Here daardie gebed sal antwoord. 'n Baie belangrike vers, wat ek vir u wil gee is, Hebreërs 4 vers 16. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om barmhartigheid te verkry, en op die regte tyd gehelp te word. Ons moet daardie konsep besef, die konsep van, daar's 'n regte tyd, 'n goddelike tyd, God se tyd. Ons weet nie wanneer gaan die Here hierdie gebed beantwoord nie. Hoe gou? Wanneer? Ons weet nie. Maar dit moet nie ons vrymoedigheid demp nie, want hy sê uitdruklik daar, ons moet met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En daai is my altyd so mooi om te besef. By God is daar vir my genade. Dit is my altyd so besonder. By God is daar my genade. Dan sê hy om barmhartigheid te verkry. Daar is nie net genade by God nie. Hy gaan barmhartigheid aan jou betoon. Maar dan sê hy verder, om op die regte tyd gehelp te word. Nou jou regte tyd mag verskil van God se regte tyd. Jou regte tyd is dalk, Here, u moet my asseblief vandag nog help. Nou die Here, as dit ooreenstem met sy regte tyd, sal hy jou vandag nog help. As sy regte tyd eers môre is, gaan hy môre eers help. As sy regte tyd eers oor 'n jaar is, gaan hy oor 'n jaar eers help. So ons weet nie altyd wanneer is dit God se regte tyd nie. Wat ons wel kan weet is, ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan oor enige saak. Ons gaan na 'n genade troon toe. Hy gaan jou nie wegwys as jy kniel en na hom toe gaan met jou saak nie. En nommer 3, hy gaan barmhartigheid bewys. God se arms is vol barmhartigheid. En as ek daai 3 komponente vat, dan versterk dit my om aan te hou en te bid en te vra, te glo en te verwag dat die Here my sal help. Jou nood wat jy beleef, al help hy nie vandag nie, hy sien jou nood. Al help hy nie vandag nie, hy's baie bewus daarvan en hy gaan barmhartigheid aan jou betoon. Maar geloof moet besef, by God is daar 'n regte tyd. Moet daarom nie ophou bid as die Here nie binne jou tydsbestek geantwoord het nie. Moenie ophou bid dan nie. Die woord sê nie vir net bid sonder ophou nie. Jy hou aan en aan en aan. Daar sal 'n regte tyd aanbreek. Bedaar net. Weet dat die Here is God. Weet dat die Here is met jou. Jy's in 'n vuuroond, jy's in diep water, jy's in warm water, dinge gaan sleg. Die regte tyd van die Here sal jou nie teleurstel nie. Die regte tyd van die Here sal vir jou 'n groot verrassing inhou. Maar geloof my net besef, daar is 'n regte tyd wat die Here sal help. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat u trou ons nooit in die steek sal laat nie. U trou is altyd daar. Ek bid nou vir mense, vir volharding. Mense wat wonder, wanneer gaan God se regte tyd dan nou aanbreek? Bid vir hulle Here, dat die Heilige Gees hulle ondersteun, dat die Heilige Gees hulle dapper maak, dat die Heilige Gees hulle geloof versterk, geloof wat besef, daar is 'n regte tyd by God, om gehelp te word, maar ons sal gehelp word.
In Jesus naam bid ek dit. Amen. God seën u ryklik, né? Totsiens.